Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, 23 Maart 2025. Vandag sy erediens soos altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy het gelees uit Openbaring 2 en die tema was Hou vas aan dit wat jy het. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 33, daarvan die eerste 2 verse. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. Dit pas opregt is God te loof en uit te jubel tot sy eer. Laat die psalmgesang 'n stem van sterk verlange om die Heer te dank by die smeltend skone, harp en sitertone, liefde en lof verklank. Psalm 33 vers 1 en 2 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here. Ons reël ook van ons dankbaarheidslewe, soos vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, verse 1 en 17, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons kom vandag weer klein en nietig voor U. Ons bely ons sondes. Ja, Here, ons is van nature geneig om U en ons naaste te haat. Maar tog is U genadig. Tog hou U nie op om bemoeienis met ons te maak nie. Tog hou U nie op om ons te bly roep, om ook hier by mekaar te kom as broers en susters saamgebind in die geloof nie. Ja, dat ons hier kan kom en U en die lof en die eer te bring. Maar bovenal ook om gevoed te word deur U woord. Om krag te kry om hierdie week in te gaan. Ja, Here, dat ons staande kan bly teen al die verleidings van die Satan. Ja, Here, as ons so rondom ons kyk, sien ons hoeveel werk daar nog te doen is. Daarvoor vra ons dat U vir ons die krag en die wysheid sal gee. Om aan te hou werk in U koninkryk. Dat ons vandag ook sal luister na wat U vir ons in U woord sê. Dat ons dit sal verteer
en deel van ons lewens sal maak. Dat ons maar sal leef soos wat U van ons verwag. Daarom vra ons dat U vir ons geopende ore sal gee, ontvanklike harte, as U nou tot ons spreek. En gaan ook dan in die week saam met ons, dat ons dit sal uitleef. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Die oog op die skriflesing sing ons nou saam, terwyl ons so sit uit Psalm 33, daarvan die 7de vers. Altyd wonderlik hoe die psalms God se woord in sy totaliteit ook vir ons weergee. Dit wat ons nou net gesing het, luister ons ook nou na hoe dit vir ons staan in Openbaring. Openbaring 2, ons het nou al 'n hele paar van die briewe gedoen. Ons luister volgens spesifiek na die brief van Thyatira. Openbaring 2 vanaf vers 18 tot 29. Kom ons luister. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuurvlam en wie se voete soos geelkoper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding, en ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Isebel laat gaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar oor aan 'n siekbed, en die mense wat met haar oorspel gepleeg het, aan swaar lyding, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mense deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ysterscepter regeer, hulle soos kleipotte stukkend slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. En daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Teksvers neem ons vers 25, ek lees dit weer voor. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom.
Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede Sondag is ons weer versterk in ons geloof deur die sigbare tekens van brood en wyn aan die nagmaalstafel. Maar nou kan 'n mens dadelik wonder, hoe is dit moontlik om sterk te bly in ons geloof te midde van 'n wêreld wat net verder en verder van God af beweeg? Hoe kan ons volhard in die geloof en die wedren einduit volhou en voltooi? Hoe moet ons as gemeente die toekoms tegemoet gaan? Wat moet ons doen om as kerk van die Here voort te bestaan in hierdie wêreld wat net verder en verder verwyderd word van God se woord? Sommige mense is van mening dat ons met 'n nuwe benadering van hoe om kerk te wees moet kry. Ons moet die kerk aanpas om in te skakel by die tyd en omstandighede waarin ons leef. Ja, die kerk moet aangepas word by ons jeug. Ons moet vra en gaan soek na 'n nuwe manier van bediening. Maar dan kom Jezus en hy leer ons vandag dat die toekoms van die kerk nie so ingewikkeld is nie. Inteendeel, hy sê in ons teksvers, hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Jezus leer ons dat ons nie onsself moet besig hou met allerhande ingewikkelde vrae om selfs 'n ander betekenis aan die Bybel te gee nie. Inteendeel, hy moedig ons aan om juis vas te hou aan wat ons het. In die brief aan Thyatira gaan dit oor Jesus Christus se koningskap in die wêreld. Dit gaan daaroor dat hy alles weet en dat hy oor alles regeer. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, het Jezus na sy opstanding gesê. As Jezus sê dat sy oë soos vuur vlam, dan beteken dit dat hy alles sien. Hy weet wat in die wêreld gebeur, in ons land, in ons skole, in ons besighede, in die parlement. Hy sien alles. Ook dit wat in die gemeente van Thyatira en ook hier in ons gemeente gebeur. Hy weet ook wat in ons hart, elkeen van ons persoonlik, se lewe aangaan. Ons kan vir hom niks wegsteek nie. Ja, Jesus sien diep binne elke mens. Maar hy lei ook elke gelowige om hom te sien. Elke mens wat die evangelie hoor en dit glo, sien Jesus aan die kruis. Maar elke gelowige sien ook die leë graf. Jesus wat opgestaan het en die dood oorwin het. Hy het na die hemel opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy regeer oor alles en hy kom weer om die lewendes en die dooies te oordeel. Ja, Jesus Christus wil hê dat elke gemeente, elke kind van hom dit moet weet. Jesus sien al die mooi dinge wat in die gemeente van Thyatira gebeur het. Daar was liefde. Nie die liefde was nie maar net 'n vriendskapsliefde nie. Die woord wat hier vir die liefde gebruik word, is die bekende woord agape. Agape is selfopofferende liefde. Dis 'n liefde waar jy bereid is om jouself op te offer vir die Here en vir ander kinders van die Here. En dan het hierdie gemeente ook geloof gehad. En hierdie geloof het uitgeloop op 'n lewe van diensbaarheid en volharding. Hulle het nie moeg geword om betrokke te wees in die Here se kerk nie. Inteendeel, hulle het daarin gegroei. Jesus sê hy weet dat hulle meer doen as tevore. Broers en susters, Jesus sien ook ons gemeente raak. Hy sien die lidmate wat betrokke en op allerlei maniere diensbaar is in hierdie klein deeltjie van sy koninkryk. En hy moedig ons aan om te hou daarmee.
In Romeine 12 vers 11 sê hy vir ons, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. En ons moet aanhou om daarin te groei. Ons moet groei in die manier waarop ons eredienste bywoon. Ons moet groei in ons dienswerk. Ons groei begin met die persoonlike omgang met die woord van God. Eerstens daar by die huis, maar dan hier in die eredienste, die bywoning van Bybelstudie. En daarna vloei dit uit na gemeentebyeenkomste en projekte. Kom ons raak betrokke. Kom ons wees diensbaar. Jesus, die koning wat alles sien wat ons doen. Maar hy sien ook raak wat ons nie doen nie. Thyatira was bekend vir al sy tekstielfabrieke en sy ystersmelterye. Kan julle weer eens sien hoe Jesus in die leefwêreld van die eerste hoorders inkom? Die gemeente kon die beeld van die oë wat soos vuur vlam en die voete van geel koper baie goed verstaan, want daar was soveel yster en koper smelterye in Thyatira, dat dit saans gelyk het asof die stad aan die brand is. Thyatira het dan ook meer gildes of vakbonde as enige ander stad in Klein-Asië gehad. Daar was vakbonde vir wolwerkers, linnewerkers, leerlooiers, pottebakkers en broodbakkers. Met vakbonde op sigself is daar niks meer verkeerd nie. Baie van ons vandag behoort ook aan 'n vakbond om ons belange te beskerm. Maar die probleem in Thyatira was dat elke vakbond sy eie beskermgod gehad het. En as jy in Thyatira aan 'n vakbond behoort het, is jy gedwing om offers te bring aan daardie beskermgod. En baie van hierdie offerfeeste het ontaard in onsedelikheid en seksuele losbandigheid. Ja, in Thyatira het dit dus nie gegaan oor die eet van afgodsoffervleis, waaroor Paulus in Romeine 14 en 1 Korintiërs 8 skryf nie. Maar dat die wat aan die vakbonde behoort het, moes deelneem aan die offerfeeste self. En hier het die probleem vir die Christene begin. Want as gevolg van die afgoderry en onsedelikheid was die Christene nie bereid om aan die vakbonde te behoort nie. Die gevolg was dat die fabriekseienaars hulle begin uitbuit het en selfs afgedank het. Ja, baie Christene moes vir 'n lae inkomste werk en baie van hulle het hulle werke verloor. Maar daar was iemand in die gemeente wat gesê het, wag, ek het die oplossing. Ons kan aan die vakbonde behoort en offers bring aan die beskermgode, want hierdie gode bestaan mos nie regtig nie. Die offers beteken eintlik niks. En daarom kon ons maar lede wees van hierdie vakbonde. En verder het hierdie persoon gesê, ons kan ook maar deelneem aan hierdie seksuele gebruike van die offerfeeste, want dit is net ons liggame wat daaraan deelneem, maar nie ons siele nie. Ons liggame is aards en sleg, en daarom maak dit nie saak wat ons daarmee doen nie. Wat belangrik is dat ons siele moet heilig hou. Broers en susters, hierdie redenasie was deel van 'n dwaalleer wat die einde van die eerste eeu, die tyd wanneer Openbaring geskryf is, die kerk begin bedreig het. Hierdie dwaalleer staan bekend as die gnostisisme. Volgens die gnostisisme is die aarde, die mens se liggaam en alle ander materiële dinge sleg. God is ver weg en nie deel van hierdie aarde nie, het hulle gereken. Om gelukkig te wees, moet jy jou siel losmaak van hierdie aardse bestaan om by God te kan uitkom. En dit het gebeur deur meditasie, wanneer 'n mens dan 'n sogenaamde spesiale kennis van God gekry het.
Jy word dan volgens hulle van die materiële wêreld bevry wanneer jy diep geheimenisse leer ken. Broers en susters, ons sien dit vandag in die boeddhistiese godsdienste en ook in die New Age beweging. Al hoe meer en meer ons huise binnendring. Maar hierdie dwaalleer is ver verwyderd van die waarheid. God leer ons dat hy die aarde en alles, alle ander materiële dinge geskep het. Hy het die mens gemaak met 'n liggaam en 'n siel. En na die sondeval het Jesus gekom om gelowiges se liggame en siele te verlos. Die mens in sy totaliteit. Ons behoort immers aan Christus met liggaam en siel in lewe en in sterwe. Gelowiges dien God dus nie net met hulle siele nie, maar ook met ons liggame. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 6 dat ons niks te doen moet hê met seksuele losbandigheid nie, want ons liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Ja, wanneer ons praat van ons geestelike lewe, dan gaan dit nie net oor ons siele nie. Met geestelike lewe word ons verhouding met God bedoel. En ons verhouding met God sluit alles in. Liggaam en siel. Ja, selfs ook materiële dinge wat God aan ons gegee het. God wil hê dat ons hom met alles wat ons is en wat ons het, moet dien. Ja, die persoon wat hierdie dwaalleer en afgodery in Thyatira verkondig het, word Isebel genoem. En so word Isebel genoem omdat haar optrede ooreengekom het met die van Isebel, die vrou van Agab, waarvan ons in die Ou Testament lees. Ons lees van haar in 1 Konings 16 tot 21. As vrou van koning Agab wou Isebel die volk verlei om die Kanaanitiese god van landbou en vrugbaarheid, naamlik Baal, te aanbid. Ja, volgens haar sou daardie god weer welvaart vir Israel gee. Isebel van Thyatira het presies dieselfde gedoen. Sy gee haarself voor as 'n profetes en moedig gemeentelede aan om aan vakbonde te behoort sodat hulle weer welvaart kan verkry. Sommige gemeentelede luister na haar. Hulle sluit aan by die vakbonde en neem deel saam met haar aan die offerfeeste en die seksuele losbandigheid. En vir sommige werk die raad. Dit lewer weer geld en welvaart op. En op die manier word nie net die beskermgode van die vakbonde gedien nie, maar ook die geldgod. Baie mense sal enigiets doen om ryk te word. Soos Isebel en haar volgelinge is hulle selfs bereid om Jesus te verloon. Broers en susters, ons moet besef dat ons met ons hele lewe voor Jesus as ons koning staan. Hy weet alles wat ons doen. Hy ken al die relasies wat mense het om hulle te verryk. Broers en susters, dis nie verkeerd om te werk en met jou geld te woeker nie. Inteendeel, dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Maar ons mag nie Jesus verloon om onsself daardeur te verryk nie. Ja, die gnostisisme wat Isebel aangehang het gesê dat 'n mens se liggaam nie belangrik is nie en dat jy die diep geheimenisse van God moet ken sodat jou siel by hom kan uitkom. Die Here verwys daarna as die diep geheimenisse van Satan. Want dit is niks anders as 'n verleiding van Satan om mense te verlei tot afgoderry en onsedelikheid nie. Ja, Jesus het dit teen die gemeente van Thyatira dat hulle nie teen Isebel opgetree het nie. En hier sien ons die belangrikheid van die kerklike tug. 'n Kerk sonder tug is soos 'n land sonder polisie.
Wanneer 'n kerk nie teen verkeerde dade en verkeerde leer optree nie, kan dit baie lidmate beïnvloed. Want 'n bietjie suurdeeg deurtrek die hele deeg. En daarom moet ons altyd standpunt inneem wanneer dwaalleer of verkeerde dade die Here se kerk bedreig. Want dit kan so suurdeeg die hele gemeente deurtrek en die heiligheid van God se kerk aantas. Jesus wat alles weet, sien ook raak wat 'n gemeente nie doen nie. Hy sien raak wanneer 'n gemeente nie met mekaar praat nie en nie standpunt inneem teen dit wat verkeerd is nie. Hoe lyk ons gemeente? Ken ons mekaar regtig so goed dat ons mekaar kan reghelp? Kerklike tug begin nie by die kerkraad nie. Dit te begin by elke lidmaat onderling, soos Jesus ons leer in Matteus 18. Ja, lidmate moet met die Here se woord aan mekaar leiding gee, sodat ons ook mekaar kan help groei. Kom nou die gemeente van Thyatira niks gedoen het nie, sê Jesus dat hy self gaan ingryp. Hy gaan Isebel oorgee aan 'n siekbed, sodat sy die gevolge van haar onsedelikheid sal dra. En Isebel se volgelinge waarsku hy met 'n pestsiekte as hulle nie bekeer nie. Ons kan in vandag se tyd dink aan die vigspandemie, as jy bly deelneem aan onsedelikheid. Aan die begin van die brief aan Thyatira lees ons dat die seun van God se oë soos vuur vlam. Ons het gehoor dat dit beteken dat hy alles sien en weet. Maar dan word daar verder gesê dat sy voete soos geel koper is. Voete soos geel koper wys op Jesus se standvastigheid en onveranderlikheid. God verander nie. Hy is wie hy is. En die manier waarop hy ons verlos het, bly dieselfde. Daarom moedig Jesus ons aan dat ons moet bly vashou aan die evangelie, dit wat ons het. Ons moet onsself nie besig hou met ingewikkelde vrae oor hoe ons die evangelie kan aanpas vir die moderne mens nie. Evangelie kan nie verander nie, want God verander nie. En ons roeping bly dieselfde, naamlik om God te dien, om mekaar te dien en om die wêreld met die evangelie te bedien. Ja, God se woord leer ons baie duidelik wat van ons verwag word in hierdie wêreld. Ons het God se woord. Luister net daarna. Ons moet daaraan vashou, dit uitleef en op die manier 'n lig vir die wêreld wees. Want vir diegene wat nie aan Jesus Christus en sy woord wil vashou nie, wag die oordeel. Christus sal diegene wat ontrou geword het, met sy voete van geel koper vertrap. Maar aan diegene wat getrou gebly het, sal hy mag oor die nasies gee. Ja, daar kom 'n dag wanneer ons saam met Christus sal regeer. Daarom moet ons ook ontslaa raak van die verlore gees wat so maklik ons beetpak. As Christene is ons nie minderwaardig in hierdie wêreld nie. Ons is ryk, ons is skatryk. Want 'n kerk wat aan Christus en sy woord vashou, is 'n triomferende kerk en aan ons word die blink môrester gegee. Jesus self is die blink môrester. Hy is ons uitsig op die toekoms. Broers en susters, die ewige dag is naby. Jesus is op pad. En ons is oorwinnaars deur hom wat ons eerste lief gehad het. Daarom
Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, elke keer as ons die woord oopslaan, word ons maar net weer versterk daardeur. Ons word getroos daardeur. Daar word vir ons hoop gegee, 'n vaste hoop wat nie wankel nie, 'n vooruitsig na U seun wat op pad is. Nou Here, in dit wat in die wêreld gebeur, sien ons dit in die tekens elke dag net nader en nader kom. Maar hoe sien ons nie uit na daardie dag nie? En daarom bid ons ook elke keer, laat U koninkryk kom, ja o Here Jesus, kom gou. Maar Here, tot daardie dag aanbreek, geef vir ons die krag en die wysheid om vas te hou aan dit wat ons het. Dit wat U vir ons gegee het, so duidelik in die woord vir ons uitgespel, dat ons nie links of reg daarvan sal afwyk nie. Dat ons net sal groei daarin. Elke dag net meer en meer. Maar Here, om te groei daarin moet ons tog besig wees met U woord. Moet ons besig wees met U in gebed. Moet ons leef soos U kinders. Lei ons daarom deur U Gees. Gee ons krag deur U Gees om vas te hou aan dit wat ons het. Laat ons koppe oplig en raak sien hoe U seun aan die kom is. O Here, gee vir ons geopende ore dat ons luister na wat U Gees aan die gemeente sê. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Broers en susters, ons wil net van hierdie geleentheid gebruik maak ook om vir 2 broeders ontslag te gee uit die ampt van diaken. Jan Oosthuizen, wat vir geruime tyd ook voorsitter van die diakonie was, en ook sy seun, Franco. Hulle werksomstandighede het baie drasties verander in die afgelope paar weke, soveel so dat hulle ook nie meer hulle dienswerk tot eer van die Here kan doen nie, en daarom gee ons dan ook vandag in hulle afwesigheid vir hulle ontslag. Baie dankie vir die dienswerk wat hulle ywerig in die laaste tyd ook verrig het, veral vir Jan ook, wat die leiersels geneem het as voorsitter by die diakonie. Ek wil ons elkeen maar net weer eens ook daaraan herinner. Ons hoef nie in die ampt te staan om diensbaar te wees in God se koninkryk nie. Ons elkeen is op ons eie manier, met die gawes wat ons ontvang het, diensbaar. Soos ons nou net gehoor het ook, kom ons wees diensbaar. Daarmee ontvang Osie, soos ons hom ken, en Franco dan ontslag uit die ampt van diaken. Psalm 33, vers 6 en 11. Stay
Tref je harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings, baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Die 25ste Magdal Venter en Dani Jansen van Vuren. Die 26ste Martie van der Walt en Charmaine Kriel. 27ste Blikkies en Annika Blignout, so pa en dogter op een dag. Grootfeesvieringe en ook Louise van der Wal. En dan die 29ste Dionay Kokemoer. Aan al die lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seën in hand vir nog baie lank oor julle hou. Dan met leedwees het ons verneem van Esther se ma wat oorlede is. Esther, Lana, vir jou ouma wat oorlede is, baie sterkte vir julle. Mag die Here, hy sal op jou en die enigste een wat kan vertroos. Mense bring maar leë woorde. Maar ons bid die Here se troostende hand oor julle, werking deur sy gees, die groot vertrooster, baie sterkte vir julle. Dan broers en susters, van verlede Sondag het die Pillehouer projek weer begin. Dit gaan duur tot en met volgende nagmaal in Junie. Dit is die bekende, as julle ken dit nou al, daar's baie van die Pillehouers wat nou nie meer 'n stickertjie op het of so nie, maar as julle van dit neem, weet, hy is groot genoeg vir 'n R5 muntstuk om in te pas. En as hy vol is, borg dit 'n Bybel. Natuurlik kan julle ook net R100 nooit insit, dan spaar dit al die R5. Maar neem van die Pillehouers, een per gesin, of as julle wil, kan meer in die gesin dit ook neem. Bring dit terug en vat 'n nuwe een. Ons sal die Pillehouers derentyd by die deure beskikbaar het. So kom ons kyk, verlede jaar was dit net so oor die 5000 wat ons vir die Bybel. Eintlik gaan dit oor die druk van Bybels om dit bekostigbaar aan almal te kan gee. En deur daardie insamelings wat ons het, maak ons dit, ek dink en nie, dis so R50 'n Bybel nou om te druk, R100. Dit was eintlik oor R100, maar die R100 is maar nog die maatstaf. Die basis waarop. Dis reg. So vir elke R100 kan ons eintlik 'n Bybel sponsor wat ons weer vir iemand kan gee. So kom ons raak betrokke daarbey. Verlede jaar was dit net so oor die R5000. Kom ons probeer vir ons 'n mikpunt stel van nader aan R10,000. En ons kan dit maklik doen. As ons heeltyd van die houertjies neem, as ons klein geld het, daarin te sit, terug te bring en 'n nuwe een te vat. Baie dankie by voorbaat daarvoor. Baie lekker week vir elkeen.